Nou vriende, goeiemôre. Ons is so dankbaar dat ons vanmôre weer saam met u kan wees, so rondom die woord. Ek vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het. Ek vertrou dat dit goed gaan met u en u geliefdes, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom sy wonderlike woord. Ons is tans besig met ons Pinksterreeks, en die gebed van my hart is dat die Here ook vanmôre se oordeenking aan u hart sal seën en heilig. Ek lees vir u vanmôre Gesang 212, 'n baie besondere gesang wat handel oor die Heilige Gees. Daar staan: die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Vers 2 sê: gemeenskap met die Heilige Gees is voedsel vir die Gees. Wie die verborge manna eet, vier met die Vader fees. Vers 3, die werking van die Heilige Gees verlig ons wonderbaar. Dis by die woord, die kandelaar, verhelder wat ons lees. 'n pragtige lied, u kan self deur die ander verse gaan lees, en u sal sien, vriende, hoe baie mooi hierdie gesange die koms en die werking van die Heilige Gees beskryf. Nou, ons het alreeds met u die gedeelte hanteer in Johannes 14, daardie inleidende gedagte, vers 16, vers 17 en vers 18, en vanmôre gaan ons stilstaan by vers 25 en 26. Ek lees vir u die twee verse, en dan sal ons so 'n bietjie na die verklaring daarvan kyk. Hierdie drie hoofstukke, hoofstuk 14, 15 en 16 in die Evangelie van Johannes, is die plek waar ons die meeste verwysings vind na die Heilige Gees, wat vir ons 'n goeie beskrywing gee van die Heilige Gees, wie hy is en wat sy werking sal wees. En daar staan in vers 25, Jesus sê: dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vriende, so kosbaar, so wonderlik. As mense al hierdie vreemde manifestasies in kerke vandag sien, moet hulle maar net hulle Bybel gaan lees. Want Jesus kom en hy sê: dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. So, Jesus sê eenvoudig vir sy apostels: luister, daar sal niks vreemd kom wanneer die Heilige Gees uitgestort word nie. Die Heilige Gees sal presies met dieselfde werk aangaan waarmee ek besig was. En ag vriende, ons weet dat die besondere werk van die Here Jesus was: hy het gekom en gesê: bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Johannes sê: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Die hooffokus van Jesus se bediening was om mense te wys dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. En ag vriende, deur al die wonders en tekens en al die dinge wat hy gedoen het, het hy sy godheid bevestig. En dis presies wat die Here vir hulle kom sê, nie dat hulle nou soos hy wonders en tekens en allerhande goed sal doen nie, maar hoor, dit staan nie so. Maar die Trooster, ons het al reeds vir u gesê wie die Trooster is. Hy is hierdie een wat langs ons sal wees, wat in ons sal wees, wat ons sal versterk, wat ons sal begelei met die waarheid. Hy is die Gees van die waarheid wat ons in die volle waarheid sal lei. Die Bybel sê die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, weer eens die verwysing na die drie-eenheid. Dis die Vader wat die Heilige Gees stuur. Dit is die Gees van die Vader en die Seun wat in die harte van God se kinders kom woon. En nou sê die Bybel, hierdie Heilige Gees, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. U sien vriende, dit is eenvoudig. Hier staan niks van wonders en tekens en manifestasies en agteroorval en vreemde tale en sogenaamde genesings en mense wat probeer om wonders na te boots of iets nie. Nee, dit gaan eenvoudig oor Christus se lering. Die wonderwerke was om sy godheid te bevestig. En vriende, u en ek is nie God nie, en daarom het die Here nie vir ons hierdie werk gegee om te doen nie. Toe die evangelie gevestig is in die boek Handelinge, sien ons dat wonders en tekens opgehou het. Gaan lees die Bybel vir u self. Dis nie iets wat ek uit my duim suig nie. Die Heilige Gees, die Gees van die belofte, sal juis kom om ons te leer oor die waarheid wat Christus geleer het en ons te herinner aan wat hy gesê het. Nou vriende, die bedrywighede van die Heilige Gees is eenvoudig, nie om nuwe openbaringe te bring los van Christus en los van die woord nie, maar eenvoudig sal sy taak wees om die disippels en vandag die kerk te herinner aan die woord en die betekenis van Jesus se aardse lewe en werke en hoe dit in ons lewens van toepassing is. Ag vriende, die Bybel is baie duidelik dat die hele skrif is deur God ingegee, deur God uitgeasem. En hierdie woord, vriende, is die grondslag van ons onderrigting van die kerk van die Here Jesus. Later sal die apostels sekere briewe in die Bybel geskryf het, sekere boeke in die Bybel geskryf het. Die Here het sekere mense opgewek,
En ag, ons het die 27 Nuwe Testamentiese geskrifte saam met die 39 Ou Testamentiese geskrifte wat dien tot ons lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. En ag vriende, as ons dit 'n bietjie verder en bietjie wyer wil vat, sal die Heilige Gees ook die kerk van die Here lei om sekere kosbare waarhede neer te pen. En nou wil ek vir u baie duidelik sê, geen preek van 'n mens, geen belydenisskrif wat opgestel word deur 'n kerk of 'n synode of 'n mens is gelykstaande aan die Bybel nie. Ons weet dit. Daar is net een boek geïnspireer deur God die Heilige Gees en dis die Bybelboek. Maar vriende, een ding is baie duidelik, dat deur die eeue het die Here manne opgewek om dan ook sekere kosbare waarhede op te teken in hierdie belydenisskrifte waarvan ons praat. Ons dink aan die Nederlandse geloofsbelijdenis, ons dink aan die Heidelbergse katekismes, ons dink aan die Dordtse leerreëls, ons dink aan soos die Westminster Confession. Daar is so baie belydenisskrifte en vriende, elke synode, elke persoon wat sekere goed neergepen het, sekere waarhede gestruktureer het en vir ons deurgegee het, sê baie duidelik, onthou, hierdie is maar net 'n aanvulling om julle sistematies deur die Bybel te lei, maar dit kan nooit die plek van die Bybel inneem nie. Maar waarvoor het die Heilige Gees gekom? In die eerste plek om ons te herinner aan wat Christus gesê het. En dan ook, vriende, baie duidelik, dat ons ook hierdie waarhede sistematies in ons harte en lewens kan toepas. As ons maar net dink aan die kerkgeskiedenis en ons dink aan hoeveel synodes daar was. In die ou tyd het hulle gepraat van konsilies en verskillende samekomste van teoloë om sekere drogredes en leuns en kettery aan bande te lê. Dan sien ons God se wonderlike werking van sy Heilige Gees in die harte van sy weergeborenes. Ons dink maar aan die man Martin Luther, wat in hierdie tyd van die donker middeleeue toe die Rooms-Katolieke Kerk die Bybel van mense weggevat het en hulle weggesink het in hierdie afgodediens en valse leringe, toe hy hierdie waarheid van God se woord weer in die hande van mense sit. Hoe daar die wonderlike bloeityd van die kerk gekom het. Mense tot bekering gekom het, die bande van sonde losgebreek het, die juk van die Roomse kerk afgeval het. En mense kon sê, ons is vry, ons is waarlik vry. Dit is die werking van die Heilige Gees. Ag vriende, ons beleef 'n tyd waar geweldig baie vreemde manifestasies aan die Heilige Gees toegeskryf word. Die meeste kerke het so kort motiveringspreek wat hulle gee vir mense, eintlik 'n motiveringspraatjie, en dan is dit musiek en sang en allerhande dinge wat gebeur en salwing met die Gees en omval en mense wat snaakse manifestasies wat plaasvind en in brabbeltale praat. Die Here maak nie melding van dit as hy sê dat sy Heilige Gees sal kom nie. Die beloofde Heilige Gees sal die Gees van die Vader en die Seun wees. Christus het nooit bizarre dinge gedoen terwyl hy op aarde was nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hy gepreek het dat die koninkryk van die hemele naby gekom het. So die Heilige Gees herinner ons aan hierdie waarheid wat Christus gepredik het, en die Heilige Gees leer ons dan om hierdie waarheid oor te dra aan ander, sodat die waarheid ook vry kan maak en mense tot bekering kan kom. Mag die Here vir ons genade gee dat ons die waarde sal sien van die koms van die Heilige Gees. Dat God se Gees nou in ons kom woon en dat die Heilige Gees ons herinner aan dit wat Christus gesê het. Opgeteken in God se woord en ons het die Bybel in ons eie taal, in ons hande. Die vraag is, lees ons dit? Lees ons dit genoeg, gereeld, gedurig en bid ons gedurig dat die Gees ons oë sal verlig om die wonders uit die wet te sien. Ek bly dat dit so sal wees. Mag die Here u ryklik seën. Ons sal môre aangaan met ons reeksie. Groete vir u, mooi dagie verder, Tara.